As jy net so geleentheid net daar waar jy staan, net jy oë toe te maak. Geleentheid om te kan besef dat die Here teenwoordig is. Geleentheid om vanmôre te kan besef dat hy met jou is. Miskien hierdie afgelope week het daar 'n ding in jou lewe gebeur. Miskien voel dit vir jou, jy's raak gery. Miskien die stikkenheid, die gebrokenheid ervaar. Miskien dat lewe net te onvoorspelbaar is. Een oomblik gaan dit goed en die volgende oomblik dan is die mat onder jou voete uitgeruk. Miskien bekommernis wat jy het vir 'n geliefde, iemand vir wie jy lief is, omgee. Miskien om hierna na 'n hospitaal toe te ry en langs 'n siekbed te gaan staan. Here, dankie dat al is ons lewens baie keer deurmekaar en dit voel of ons nie beheer het oor wat gebeur nie, is U met ons en is U by ons. En kan ons vandag die versekering hê dat U ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Dat die skepper van die hemel en die aarde, Jahwe, is met ons, is by ons en is deel van ons lewens. En Here, my gebed vanmôre gaan uit aan 'n klomp mense. Hulle wat op die bulletin is, Jeanette en Eugene en Marie en Ad en Lydia, Johan, Here, ons bid dat julle liggame sal aanraak. Ons bid vanmôre vir genesing. U naam sê dit, Jehovah Rapha, die een wat genees. Ons bid, Here, vir lewe. Ons bid, Here, dat U gebrokenheid in liggame sal herstel. En dan kan ons nie anders ook om vir U te sê dankie vir wie U is en wat U vir ons doen nie. Ons kyk na ons lewens en ons dankbaarheid, Here, wat U is vir ons goed, U sorg vir ons. En ons wil U al die eer gee daarvoor. Dankie dat U 'n God is wat deel van ons lewens is. U is nie daar ver by afstand nie. U is hier en U is deel. En daarvoor loof ons U en daarvoor prys ons U. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Kan die sitplekke neem. Ons gee vir ons sonnaskool geleentheid om uit te beweeg. Goeiemôre. Dis 'n voorreg, is lekker om hier te kan wees. Ek voel of ons net nie te lank terug hier was nie. Die weke gaan vinnig. Ek weet nie van julle nie, maar die weke staan nie stil nie. Maar wat 'n voorreg om weer vanmôre by mekaar te kan wees. En ek glo met my hele hart dat so iets gebeur nie net omdat dit gebeur nie. Ek glo met my hele hart dat dit is die Here wat sulke geleenthede skep en dit is hy wat dit so laat werk dat ons vanmôre by mekaar is. En nie net om net te wees nie en nie net om hier net by mekaar te kom nie, maar hier om iets van hom te ontvang, iets bonatuurliks, iets goddeliks en dis 'n geleentheid wat ons skep waar die Here vir jou en vir my kan ontmoet in die spasie waarin ons is en waarin ons beweeg. Hy's 'n God wat belangstel en wanneer ons so geleentheid het, kan ek nie indink dat hy net so geleentheid sal wil verbygaan sonder om vanmôre by jou stil te staan nie. Ek wil graag vanmôre praat oor daardie klein streepie tussen jou geboortedatum en jou sterftedatum. Elke begrafnisbriefie wat jy sien of in jou hand het, of
die diens wat jy bywoon, het presies dieselfde, lyk voor presies dieselfde, die geboortedatum en die sterftedatum, en baie van hulle daar die klein streepie daar in die middel, en dit is waaroor ek vandag met jou wil praat, is daar die klein streepie in die middel, wat jou hele lewe verteenwoordig, so klein streepie in 'n ewigheid wat vir ons voorlê, so klein streepie wat bepaal, daar's 'n begin en daar's 'n einde. 'n Streepie wat sê dat dit is die realiteit van die lewe en nie een van ons sal dit vryspring nie. Nie een van ons kan dit vryspring nie, tensy die Here ons kom haal, wanneer hy ons gaan kom haal op die wolke. Maar andersins lyk ons lewens, ons toekoms presies dieselfde. 'n Geboortedatum, 'n sterftedatum, en tog leef ons met daardie wete en met daardie veronderstelling, ja, dat daar gaan ook 'n dag in ons lewens kom, leef ons asof ons nog verskriklik baie tyd het. Ons leef vir môre en vir oormôre en ons glo, dit sal daar wees en dit wat ons moet doen, sal ons nog doen, ons sal nog daarby uitkom, ons sal nog die geleentheid skep, maar die waarheid is, en die realiteit vir môre is, almal, inkluis ek, jy, is besig om te sterf, net teen 'n verskillende spoed. Dis die realiteit. Psalm sê vir ons in Psalm 39, van vers 4 tot 6, as jy soontoe wil blaai, sê hy die volgende, hy sê, dit het in my begin kook, terwyl ek nagedink het, het ek kwaad geword, en toe het ek begin praat, Here, sê my tog wanneer is my einde? Wat is die getal van my lewensdae? Laat my besef hoe lank my lewe nog sal wees. Kyk, U het my lewe 'n blote handbreedte lank gemaak. My lewensduur is byna niks in U oë nie. Al is hy hoe selfversekerd, die mens is verganklik. As jy nou mooi kyk, dan sien ons dat hierdie psalmdigter vra, Here, wat is die getal van my lewensdae? Dit sou tog lekker gewees het om te weet, hoe lank het ons oor om te leef? Dit sal tog vir ons miskien ander dinge laat doen en ons fokus op ander goed sit, as ons weet wanneer ons einde sal aanbreek. Maar Dawid, dis nie maar die psalmdigter is, weet nie, maar wat hy wel weet, is die sekerheid van die feit dat die mens se lewe is verganklik. Dat is tydelik, dis kortstondig. Ons gaan nie vir ewig leef nie. Dis die veldblom, wat pragtig staan, en die volgende oomblik kom die woestynwind daaroor en hy is weg. Dis die tent wat skeur. En daai tent kan sy panele nie meer by mekaar hou nie, en hy skeur. Dis die kleipot wat breek. Dit Jakobus, Jakobus wat sê, dis is 'n damp. Die lewe is soos 'n wasem, soos 'n asem, soos 'n damp. Volgende oomblik is hy daar en dan is hy weg. Bietjie voor in die Bybel, Genesis, stof is jy. En aan stof sal jy terugkeer. Dit vind ons wat ek nou genoem het, van Genesis reg deur tot Openbaring. Een sentrale tema. Die lewe is tydelik, die lewe is kortstondig. Die lewe is kort. Maar ek het nou net gesê, maar ons leef asof dit lank is. Ons maak planne vir volgende jaar, ons maak planne vir die eendag. Ons sê, ons sal later daarby uitkom, ons sal dit later doen. Jakobus sê die volgende, hy sê, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak, julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp, wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.
Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Soos iets wat ek mis baie keer. Ons ouer mense het altyd die geneigtheid gehad om te sê, as dit die Here se wil is. Ek sien jou volgende week, as dit die Here se wil is. Dan sien ons. Jakobus sê dit vir ons. Hy sê vir ons, die lewe is nie permanent nie. Die lewe is nie vir ewig nie, ons gaan nie vir ewig lewe nie. Hy sê dis 'n damp. Die realiteit is, ons stel baie keer uit dit wat belangrik is. Ek en jy weet ons moet regmaak. Ons weet ons moet daai oproep doen. Ons weet ons moet daai boodskap stuur. Ons weet ons moet in ons motors klim en sekere mense gaan sien. En dan sê ons vir mekaar, ek sal dit later doen. Ek sal later bel. Ek sal later daaraan aandag gee. Jy wil meer tyd saam met jou mense spandeer. Jy wil meer tyd saam met jou kinders spandeer. Maar jy kan nie, want jy's net te besig. Daar's heeltyd iets wat jy moet doen. Daar's heeltyd iets wat voorval. Maar jy wag maar vir die regte tyd. Jy weet jy moet begin Bybel lees. Jy weet jy moet aandag gee aan jou verhouding met die Here. Jy weet jy moet tyd maak vir stilte tyd. Maar jy kom nie daarby uit nie. Ek sal maandag begin. Ek sal wag vir die regte geleentheid. Selfs ook dalk met 'n mens se gesondheid. Ons sal maar wag vir maandag. Ons sal wag vir maandag. Dan môre is maandag. Kyk. Jy weet God praat met jou. Jy weet hy klop aan jou hart se deur. Maar jy sal eendag, eendag sal ek ernstig raak, eendag sal ek die deur oopmaak. Eendag sal ek vir my geleentheid gee om deel van my lewe te wees en soos Openbaring sê, en eendag sal ek my kans gee om saam met my feesmaal te kan hou. Eendag. Jy sien, die realiteit is, later word baie maklik nooit nie. Later gebeur gewoonlik nie. En in dieselfde asem leef ons vir dinge wat nie saak maak nie. Ons spandeer ure en ure en ure op ons fone en op ons iPads en ons rekenaars. En dan sal ons ook vir mekaar sê, "Joh, ons het nie tyd om by die Here uit te kom nie. Ons het nie tyd om stil te kan raak nie." Maar ons is ure en ure op ons fone besig. Jy slaap met daai foon in jou hand. Jy word saam met jou in die oggende wakker. Jy werk jou moeg vir geld, maar jy verloor die vrede in jou gesin. Jy probeer mense beïndruk met karre en huise en status. Jy jaag sukses na, maar tog voel jy nog steeds leeg hier binne. Jy kyk na sosiale media en ons het al baie daaroor gepraat en jy vergelyk jou met die ander mense, met die Joneses op jou Facebook en jy kyk hoe dit met hulle gaan en jy wil ook hê dit moet met jou goed gaan. Jy wil dit ook hê. En jy wil baie goed, jy soek baie goed en jy wil baie goed hê, maar op die einde van die dag beteken dit niks. Op die einde van die dag is dit waarna jy streef en werk en tyd en energie in sit, is op die einde van die dag net tydelik. Tydelik. En ons ignoreer die belangrikste in ons lewens. Die heel belangrikste is die ewigheid. En ons leef asof hierdie lewe al is wat daar is. Ons leef asof ons vir altyd gaan leef. Ons leef met môre en oormôre en volgende week en volgende jaar en eendag as ek aftree, leef ons maar dis hoe dit gaan wees en dis hoe dit moet wees. Die realiteit sê vir ons, nee, dit is nie die waarheid nie. En in hierdie tyd, in hierdie spasie, speel die Here nie 'n baie belangrike rol in ons lewens nie, want ons dink nie aan die verhouding nie, ons dink nie hoe belangrik dit is om by God uit te kom nie.
Miskien sê ons is nog jonk, ons het nog baie tyd oor, ek sal later die prioriteite in die lewe sal ek regmaak. Jy maak planne vir alles en jy beplan en jy sit goed in plek, maar die belangrikste voorbereiding wat jy moet doen, doen jy nie, en dit is jou voorbereiding vir die ewige lewe. Jy leef nie net vir vandag se gemak nie, maar jy leef vir die ewigheid. Die realiteit is ons leef vir die hier en die nou, dis waar ons is. En ek en jy kan alreeds leef met 'n stukkie van die hemel op aarde. Hoe laat jou eendag lysie? Wat sê jy vir jouself? Eendag sal ek, of miskien eendag sal ek verander, eendag sal ek die Here dien. En dan kom jy en jy besef dat eendag kom nie altyd nie. Dawid sê, Psalm 118, vandag, nou, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Nie môre nie, nie eendag nie, maar nou. Dis die dag wat die Here gemaak het. Hoe lyk jou bril vir vandag? Wat sien jy vandag raak? Of is die vraag miskien, waarvoor is jy bang? Is jy bang dalk om te misluk? Is jy bang vir mense se opinies? En glo my, mense het baie opinies. Of kom ek sê eerder, mense het altyd 'n opinie. Amen. Altyd. Jy sal altyd iemand kry wat 'n opinie het. Wat iets negatiefs gaan sê. Wat jou miskien nie gaan glo nie. Vir watse rede ook al. Daar kan dalk wees vir die verandering wat in jou lewe kan plaasvind, wat jy kan dink, maar ek het so baie om prys te gee, ek het so baie om oor te gee. Dit is amper asof Paulus sê, God het ons nie 'n God van vreesagtigheid gegee nie. Amper sê, in vandag se taal, go for it, doen dit, leef voluit, leef soos wat jy moet leef, leef waarvoor die Here jou gemaak het, leef waarvoor hy jou geroep het, weet dat hy 'n plan vir jou lewe het, en hy die begeerte, dat jy dit moet leef. Dawid sê ook, die Here is my lig en my redder, vir wie sal ek of sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sal ek vrees? Want wanneer jy God ken en sy identiteit in jou lewe ervaar, verloor vrees sy krag. En al wat die Here van jou en van my verlang, is om ja te sê. Is om ja te sê. Is om ja vir hom te sê. En hierdie stukkie lewe waarin ek en jy is, om het te laat maak werk. Om hierdie klein stukkie in die lewe te gebruik en sinvol en effektief te kan leef. Dat jy nie net in hierdie stukkie, dit sal oorleef van die een datum na die volgende datum nie, maar dat jy waarlik sal leef in die volheid van God in jou lewe. Dat jy hom sal ervaar, dat jy ons sal Paulus sê, ons sal nooit kan begryp hoe wyd en groot en hoog die liefde van Christus is nie, maar dat jy 'n stukkie daarvan in jou lewe sal ervaar en sal besef, maar hy het my geplant, hy het my hier gesit vir 'n doel. Die Here wil hê dat ek en jy hom 'n prioriteit in die lewe moet maak. Hoor hierso wat sê Markus 12 vers 30. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. En toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste God. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En geen ander gebod is groter as die twee nie.
pragtig meneer, sê die skrifgeleerder vir hom. Dit is waar wat u gesê het, die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke, met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Jong, God wil hê dat jy gehoorsaam aan hom moet wees. Dis wonderlik om goed te doen. Dis wonderlik om sekere goed te ondersteun. Dis goed om vir mense goed te wees. Maar op die einde van die dag verlang hy gehoorsaamheid in jou lewe. Verlang hy daarna dat ons sal antwoord op sy stem en op sy klop in jou hart. Verlang hy dat jy gehoorsaam sal wees aan die stem van die Heilige Gees in jou lewe. En hierdie tyd met Pinkster gaan ons weer net 'n bietjie daarby stil staan dat God het vir ons hierdie belofte gegee, sy Gees binne in ons, saam met ons, hierdie een wat saam met ons help, die pad saam stap, wat bemoedig, wat vertroos, wat help, wat bystaan, wat vir ons insig en wysheid gee, wat ons probeer navigeer deur die lewe sodat ons die regte keuses en besluite kan maak. En dat ons ten volle daai oorgawe sal maak en te sê, Here, ek wil nie net halfpad gehoorsaam wees nie, ek wil ten volle gehoorsaam wees aan U. Ek wil U met my hele lewe dien, ek wil my hele lewe aan U wy, ek wil gehoorsaam wees. Nie helfte van my nie op 'n latere stadium nie wanneer dit my pas nie, maar met my hele lewe, elke oomblik van die dag. En die vraag vanmôre is jou verhouding met God reg? Leef jy vanmôre doelgerig? Leef jy vanmôre vanuit die wete dat die Here my integrasiepunt is? Dat die Here my middelpunt is? Kan mense dit sien? Kan hulle dit ervaar? Dat as jy gedruk word in die lewe, dat dit wat uitspring getuig van die Here se goedheid en die eerlikheid? Is dit skoon water wat uitkom? Of as mense jou hart genoeg druk, dan kom maar brakwater uit, vuil water uit. En so wil hy kom, en hy wil jou lewe oorneem. Hy wil geleentheid hê om deel van jou lewe te wees, ter voorbereiding vir dit wat kom. Ek moet sê, hierdie 50 jaar het my nogals partykeer gevang hierdie afgelope tyd. En besef dat jy's 'n oom. Of jy dit wil weet of nie. Wynst. En so die realiteit van die lewe. Hierdie afgelope tyd vriende gehad wat op 47, 48 oorlede is aan hartaanval. Wat 'n 3-dubbele hartomleiding gehad het. 'n vriend heidaglik op hierdie oomblik 48, 49 in die kardiotoraks in privaat met 'n hartkondisie. Dis 'n realiteit. Ons moet nie dink ons moet noodwendig 90 of 95 word om te sterf nie. Dat vir tye is daai streepie baie korter as verander. Maar dis die realiteit. Nie afgelope tyd het ons dit ervaar wat Jesus Christus vir jou en vir my kom doen het. Hy het vir jou en my in 'n kruis kom sterf. Hy het sy lewe vir jou en vir my kom gee, sodat ek en jy kan lewe, sodat ons hierdie lewe in oorvloed kan geniet,
sodat ons die volheid van die lewe kan ervaar. Ja, met sy stampe en met sy stote, met sy goeie tye en met sy slegte tye. Maar met die wete dat hy vir ons is en dat hy by ons is. En die wete dat hy opgevaar het na die hemel toe en dat hy vir ons 'n plek gaan voorberei sodat ons ook kan wees waar hy is. Johannes 14 gaan lees dit. En dis waantoe ons op pad is. En die vraag gaan wees, wat het jy met Jesus Christus gedoen? Wat het jy met hom gedoen? Was hy 'n prioriteit in jou lewe? Want jy kan baie goed sonder Jesus doen. En ek kan ook van my vra, Marius, hoe kan jy dit sê? Dan gaan ek vir jou sê, kyk na die wêreld. Daar's 'n klomp mense wat die Here glad nie dien nie, en gaan dit goed met hulle? Dit gaan goed met hulle. Hulle het baie geld, hulle het status, hulle het alles wat hulle wil hê. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat jy nooit kan bekostig om sonder Jesus Christus te sterf nie. Dat jy het hom nodig, ek het hom nodig. Dis daai klop by jou hart se deur wat sê, maak oop. En as jy gaan kyk in daardie teksgedeelte, is dit nie 'n klop nie, dis 'n indringende klop van, hier's 'n geleentheid, maak oop. En ek en jy het daardie vermoë om die keuses in ons lewens te kan neem. Ons het die vermoë om te kan sê ja of nee. Of ons kan sê wag tot later. Maar die Here gee vir jou daai keuse. Hy gee jou daai wilsbevoegdheid om te kan kies. Want weet jy hoekom? Want omdat jy kan kies, noem hulle dit 'n verhouding. As jy nie kon kies nie, was dit 'n baas en 'n slaaf. En God sê, ek stel belang in verhouding. Ek het alles gedoen wat ek kon om hierdie gebroke verhouding te kan herstel. Ek verwag van jou om die keuse te maak. Ek verwag van jou om te kies. Ek wil jou oproep tot jou maak om te sê, moenie wag nie. Moenie uitstel nie. Kassie, ek kan maar kom. Moenie nog 'n dag verloor nie. Kies vandag om reg te leef. Kies vandag om God eerste te stel. Kies vandag om jou vrees te los. Kies vandag, want jy het vandag die geleentheid. Vandag is 'n genade dag vir jou en in my lewe. En miskien sit jy hier en jy sê, Marius, ek was vurig gewees. Ek was warm gewees. Maar ek het lou geraak. Ek het dinge maar net vanselfsprekend begin aanvaar. Ek het maar net so stil begin wegdryf. Wil ek vandag die oproep ook na jou maak om te sê, maak die besluit, maak die keuse. So mooi as die Here sê, kom, laat ons die saak met mekaar uitmaak. In ander woorde, kom ons doen dit nou. Kom ons wag nie vir 'n eendag nie. Kom ons wag nie vir 'n beter geleentheid nie. Kom ons doen dit nou. Jy nie miskien net daar waar jy sit. Net jou oë sluit. En hier is die realiteit vanmôre. Reguit. Straightforward. As jy vandag te sterwe kom, sal jy in die hemel wees. En as jy miskien vandag sê, ek weet nie. Ek is seker nie. Miskien. Dan wil ek vir jou sê, die woord sê, Johannes skryf, hy sê, ek skryf hierdie brief aan julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Dis nie iets waar jy oor hoef te twyfel nie. Dis nie iets waaroor jy hoef te wonder nie. En al wat dit kos is 'n besluit
om Jesus te volg. Miskien kyk jy na jou lewe en jy sien stikkenheid. Jy sien gebrokenheid. Jy sien dalk hartseer. Jy kyk ook na jou mense om jou en jy besef die impak wat ek het op hulle is sleg. Is besig om hulle te vernietig. En Jesus kan die verskil in jou lewe maak. Van gebrokenheid na heelheid toe. Hy kan jou hart verander. Hy verander jou gedagtes. Hy maak jou meer sensitief. Hy laat jou fokus op dit wat werklik belangrik is. En hy nooi jou uit om saam met hom 'n pad te stap. Hy nooi jou uit vanmôre om weer opnuut te sê, Here, ek besluit om U te dien. Ek besluit om U die koning van my lewe te maak. Die Here van my lewe te maak. Die baas van my lewe te maak. Want ek het U so nodig. As jou onseker is oor jou toekoms, of jy sit hier en jy sê ek het nog nooit so besluit gemaak nie, dan wil ek graag jy moet saam met my bid. En ek gaan nie dat jy hand opsteek nie, ek gaan dat jy opstaan nie, ek gaan net daar waar jy sit. Ek wil graag jy moet saam met my bid. En as jy miskien hier is en jy voel, maar Here, ek het so ver van U weggedwaal, sluit my in, dan wil ek jy moet saam met my bid. En dit is eenvoudig, ongekompliseerd, om te sê, Here, dankie vir U liefde in my lewe. Dankie vir Jesus Christus, wat vir my sondes aan die kruis gesterf het. Op hierdie oomblik aanvaar ek U as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek het U so nodig. En dankie dat U vir my sondes aan die kruis gesterf het. Dankie dat U in beheer van my lewe is. En ek gee my lewe oor aan U om my lewe te bestuur soos wat U wil hê. Mag ons altyd besef, Here, dit was nie 'n goedkoop prys nie. Dit was 'n duur prys wat U vir ons gegee het. U het U lewe kom aflê vir ons. U liggaam vir ons gebreek. U bloed vir ons gevloei. En dankie daarvoor. Dankie dat ons ook vandag kan besef, elke dag is genade. Elke dag is geleen. En wanneer ons lewe, Here, laat dit sin maak. En laat ons daar wees en betrokke wees by dit wat regtig U seën daarop het. En help ons om 'n verskil te maak, nie net ons eie mense se lewens nie, maar ook met hulle met wie ons in aanraking kom, hulle met wie ons te doen het, waar dit ook mag wees. En so 'n geleentheid het om die lig te kan skyn wat U in ons lewens geplaas het.
En daarvoor wil ons U eer in Jesus naam. Amen.